Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Dis lydenstyd. Ons dink na oor die betekenis van ons Here Jesus se lyding vir ons, vir die kerk, vir die wêreld. Ek wil graag uit Kolossense 1 uit 'n paar verse lees, maar ek wil eers op 'n ander plek begin. My ouma het 'n spreek gehad wat sy gesê het, skoon is ook al 'n mooi kleur. En my pa het dit oorgeneem en dan het hy gepraat van 'n kar, of 'n huis, of 'n kamer, of 'n hemp. Skoon is 'n mooi kleur. En dan as hy iemand aanstel, het hy baie keer gesê, ek soek net iemand wat weet hoe lyk skoon. Ek kan hom 'n klomp ander goed leer, maar as hy nie self weet hoe lyk 'n ding wat nie skoon is nie, as hy nie kan sien die ding is nie skoon nie, dan gaan ons sukkel. So, hoekom ek nou dit sê, is die vers wat ek wil lees, sê dat die Here Jesus ons skoon geskrop het, skoon gemaak het, en ons na die Vader toe gebring het, en ons skoon en sonder smet voor hom neergesit het. Luister hierna, Kolossense 1, vers 22. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Ons ken die verhaal van Jesus se kruisiging. Dis die identiteitsverhaal van ons geloof. As ons moet sê, hoe verskil ons geloof van ander mense se gelowe, dan sê ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, self God, wat aarde toe gekom het en gekruisig is vir ons. Dis die identiteitsstorie van ons geloof. Maar ek wil 'n bietjie wyer lees as net hierdie een vers. Ek wil teruggaan na vers 13 toe. Daar staan, hierso is God. God het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Hierdie woord weggeruk dui nogals 'n sterk aksie aan. En as jy nou vers 21 lees, dan staan daar, ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Christene se lewensverhale verskil, en dit kan wees dat jy nie eintlik identifiseer daarmee om te sê, jy was ergens in jou lewe vyandig gesind teenoor God nie. Maar ons almal is gered deur Jesus Christus, en hier kan ons sien met krag, met mag. Hier staan, ons wat vyandig gesind was, is weggeruk onder die heerskappy van die bose uit, weggeruk. Die 2020 vertaling sê, God het ons gered. So daar was 'n reddingsaksie, en ons is weggeruk, en onder die heerskappy geplaas van Jesus Christus. Maar nou sê hierdie gedeelte, ek lees nou weer die 2 verse wat ek klaar gelees het, vers 21, maar ook vers 23. Luister bietjie, hier's 2 keer maar. Maar is mos elke keer 'n omdraaiende argument. Hy begin dan sê, ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar God het ons nie in daai situasie gelos nie. Nou kom die eerste maar. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat hy sy seun as mens, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Dit is skoon. Kan jy dink dat ek en jy onberispelik is? In onsself natuurlik glad nie. Maar Jesus berei ons voor, en dan neem hy ons na die Vader toe. Onberispelik. Nie met ons onberispelikheid nie, maar met syne. Hy maak ons onberispelik. En dan is daar weer 'n maar. En luister nou na hom. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof
en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle verkondig, wat julle gehoor het nie. Die tweede maar sê, maar ons het ook 'n rol om te speel. God het ons met krag weggeruk uit die mag van die duisternis uit en ons onder die heerskappy van Jesus gestel. Wat moet ons doen? Ons moet vas en sterk bly staan in die geloof en ons nou weer nie laat losruk nie. Hy het ons weggeruk, maar ons moet sterk in die geloof bly staan en ons nie laat losruk nou weer nie. En 'n bietjie verder in hoofstuk 2 vers 6 sê hy, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel. Ek kan so al vir my geestesoog sien, God het ons met wortel en tak uitgeruk uit die mag van die bose uit. Maar daar wat hy ons nou neergesit het, moet ons weer sorg dat ons in Jesus Christus wortel skiet, sodat ons nie nou weer maklik losgeruk word nie, of soos wat Efesiërs sê, deur elke wind van dwaalleer heen en weer gewaai word nie. Ek wil afsluit met hoofstuk 3 van Kolossense, sê, God doen dit deur Jesus, maar ek en jy het ook 'n rol om te speel. Dis wat die tweede maar sê. Die tweede maar sê, ons moet in die geloof vas bly staan. Vers 10 van Kolossense 3 sê, julle het die ou sondige mens en sy gewoontes julle daarmee gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens. Ons leef as nuwe mense, maar nou staan hy nog verder. Wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Ons is vernuwe, ons is losgeruk. Maar hier wat die Here ons nou neergesit het onder die heerskappy van Jesus Christus, moet ons sorg dat ons wortels skiet op die regte plek en in die regte rigting. En ons is 'n work in progress. Ons word al hoe meer vernuwe na die beeld van God wat ons gered het. As ons aan dit alles dink, en ons dink Jesus het dit kom doen deur sy lyding en sterwe, dan maak dit dat ons sy lyding en sterwe vir ons met groot dankbaarheid aangryp en daaraan vasklou. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons skoon gewas het, heeltemal skoon. Help ons deur U Heilige Gees om met entoesiasme, met geesdrif, moeite te doen om op die regte plek wortel te skiet, om ons kennis en ons navolging en gehoorsaamheid aan U te vermeerder en te verhoog. Dankie Here dat U aan ons werk sodat ons elke dag nog meer vernuwe word om iets van U beeld te kan aanneem. Seën elkeen van ons, seën ons gemeente, seën ons spesiaal ook in hierdie lydenstyd as ons met aandag dink aan die betekenis van U lyding en kruisiging vir ons. Amen.